Welkom by hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg. Op die oog af lyk dit of pryse net effens begin terugtrek, maar onder die oppervlak is 'n groter draaipunt besig om te vorm. Speenkalf en stoorlampryse verloor momentum, varkpryse bly onder druk en selfs die voermark begin nou verander. Die vraag is nou, is Augustus net 'n tydelike terugslag of staan die vleismark voor 'n heelwat swakker paar maande? Kom ons gaan kyk. Hierdie Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met amper 3% gedaal na R46.03 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gedaal het na R49.69 en die top 10% se prys ook laer op R51.97. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R48.85 met die Weskaap rondom R42 per kilogram. Soos laasweek dan ook genoem, ek dink die kalfprys kan verder terugsak in Augustus tot en met die begin van September ongeveer. Maar kan dan weer ondersteuning begin kry soos ons Oktober maand toe beweeg en voerkrale weer begin regmaak vir die Kersmark. So dalk 'n beperkte daling oor die korttermyn en dan weer hoër pryse in Oktober. Die nasionale A2 slagprys of superspryse het laasweek gestyg na R68.50 per kilogram met C-graadpryse ook opwaarts na R61.50. Ek voel steeds dat daar nie baie redes is vir pryse om skerp nog verder te styg nie, so dalk rondom hierdie huidige vlakke vir nou eers. Die gemiddelde stoorlamprys het gestagneer en verhandel laasweek op R56.72 per kilogram en het moontlik dan nou sy seisonale draaipunt bereik. Die Vrystaat se prys verhandel op R61.34, die Noord-Kaap op R50.08 en die Wes-Kaap op R54.38. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg staan so rondom R52.05. Soos laasweek dan ook genoem, stoorlammers het van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal oor die afgelope 6 jaar gemiddeld en 'n hoogtepunt dan in Julie daai elke jaar dan bereik. Ek dink ons kan dieselfde tendens vir hierdie jaar dan sien met pryse wat van Augustus weer baie onder druk kan kom. Die A2 slagprys styg na R109.17 met die C23 prys nou op R82.50. Dit lyk ook of hierdie pryse moontlik kan begin daal vanaf Augustus soos meer aanbod dan in die mark behoort te kom. Die gemiddelde wolpryse in Australië het laasweek dan gedaal na 19,01 Australiese dollar per kilogram. Die wolmark bly egter baie selektief met nie al die lyne wat dan onder druk gekom het nie. Daar is dus steeds goeie vraag na hoë kwaliteit en goed voorbereide wol. Bokpryse het weer wiplank gery, maar behoort hoog te bly tot so ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het die grootbokpryse dan egter gedaal na R45.78, kleinbokke daal na R71.43, mediumbokke ook laer op R61.40 met bokoeitpryse afwaarts op R57.38 per kilogram. Hoenderpryse het dan baie sywaarts beweeg oor die afgelope week en handhaaf nou sy vlakke met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys op R32.92, varspryse daal na R38.68 met die IQF-prys op R35.37. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Augustus en dan weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot en met Desember ongeveer. Die eierpryse het sywaarts gebly met gegradeerde eiers op R22.39 en ongegradeerde eiers op R17.13 per dosyn. Varkpryse het dan aanhou grond verloor en het pryse weer gedaal die afgelope week weens beperkte vraag en goedkoper internasionale pryse. Die nuutste spekvarkprys sak met 0.5% na R30.06 met vleisvarkpryse 1% laer op R30.94. Worsvarkpryse daal 2% na R23.99 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse alreeds vanaf Augustus bietjie kan verbeter, maar dat die volgehou stygings eers moontlik van September kan inskop en dan kan ons hoër pryse sien soos ons ook Desember maand toe beweeg.
In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys gedaal na R3.900 per ton, graad 2 lucerne op R3.500 en prima binnelandse lucerne op R4.450 per ton. Klink of ons dalk teen die middel van Augustus al die eerste nuwe seisoen snysels kan begin kry, omdat dit nog nie so koud was nie. So, dan kan pryse moontlik verder afwaarts begin beweeg. Choppryse het gedaal na R2.600 per ton laasweek, maar met die hoër witmieliepryse kan dit moontlik dalk vinniger en op 'n hoër vlak stabiliseer as wat ons aanvanklik verwag het. So om gou op te som, Augustus kan 'n belangrike draaipunt vir die vleismark in Suid-Afrika wees. Speenkalf, stoorlam en moontlike slagpryse kan onder druk begin kom na mate aanbod ook verbeter, terwyl varkpryse eers later in die kwartaal weer behoorlike ondersteuning behoort te kry. Hoenderpryse lyk meer stabiel en bokpryse kan eers relatief hoog bly vir nou. Aan die voerkant kan vroeë nuwe seisoen lucernepryse moontlik afdruk, maar hoër witmieliepryse kan keer dat choppryse te veel daal. Die korttermyn vooruitsig lyk dus effens swakker, maar produsente moet nie die moontlike herstel vanaf September en Oktober uit die oog verloor nie. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Nedbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien julle weer volgende week.